Soos beloof gesels ons alweer met Christian van FFG vandag en ons gesels bietjie vir spesifiek wisselkoerse, rentekoerse. Welkom by ons vandag, Christian. Dankie Johnny, lekker om hier te wees. Christian, ek weet vir ons boere, veral neutboere, uitvoerboere, mielieboere, is die sterk wisselkoers, die sterk rand op die oomblik. Hy's nou onder R16. Is bietjie bekommernis, sit druk op hulle marges. Ek wil eintlik bietjie by hoor, ons is ook nou voor die rentekoers besluit, wat ons nou opneem. So ek dink ten tye wat hierdie video uitkom, kan ons al dalk weet wat aangaan. Maar ek wil eintlik bietjie by jou hoor. Wisselkoerse, rentekoerse, wat is jou gevoel? Kyk, op almal se lippe is nou natuurlik die rand wat so versterk het ewe skielik. En dit wys jou eintlik net hoe wisselvallig die rand is. En die rede agter dit, of een van die redes is, die rand is een van die mees verhandeldste geldeenheid in die wêreld uit 'n ontwikkelende land oogpunt uit. Baie liquid, wat beteken kan super volatiel wees oor die kort termyn. So dit is nie vreemd om te sien dat 'n rand van R19 af na R16 toe kan gaan nie. Maar dit is nie noodwendig wat ons voorspel het nie. Ja, dit is geweldig moeilik om dit te voorspel. Bitter moeilik om dit te voorspel. So ek dink om die rand te voorspel oor die kort termyn is naby aan onmoontlik. Oor die langtermyn is 'n natuurlike tendens dat die rand met 2 tot 2,5% per jaar verswak. Maar 'n rekordperiode waar hy van R19, ek bedoel is basies amper 'n 20% versterking in die rand omtrent gewees, so in die laaste paar maande. So baie interessant om dit te sien. Ek dink die groot rede daarvoor is nie noodwendig as gevolg van Suid-Afrika wat soveel goeie goed doen dat die rand versterk het, maar dat dit meer uit 'n Amerikaanse oogpunt uitkom. Ja, die dollar het baie druk gekry en ons onsekerheid wat van die Amerikaners afkom. Baie onsekerheid en beleggers hou nie van 'n onsekerheid nie, dis een. En twee is dit speel tot in 'n mate in Trump se hand want hy wil hê Amerika moet meer 'n uitvoerderland raak as 'n invoerderland. Ja. En met 'n swakker dollar raak dit goedkoper vir ander lande om in te voer vanaf Amerika. So met ander woorde, en dis ook hoekom die kommentaar wat hy gister of eergister gemaak het is, hy sê hy is gelukkig met die dollar se vlakke waar dit nou is, want dit steun sy denkwyse uit 'n ekonomiese perspektief. Ek dink vir Suid-Afrika, dit lyk goed vir Suid-Afrika, maar dit beïnvloed ook sekere sektore van ons industrie en of ons ekonomie negatief. Maar daar's sekere voordele ook met 'n sterker rand. Ons het byvoorbeeld teen die dollar versterk, maar nie noodwendig teen die euro en teen die Australiese dollar en teen die ander geldeenhede nie. Maar ek het ook baie interessant wat jy het nou noem, Trump wat graag wil, ek wonder of dit nie eintlik sy mikpunt was om die dollar bietjie op die agtervoet te sit, soos wat jy nou wel gesê het nie. As hy die kommentaar maak dat hy gelukkig is met waar die dollar vlak is, dan is dit deel van sy plan. Maar ek dink daar's verskeie ander faktore wat ook 'n rol speel. Daar's politieke onstabiliteit, daar's soveel onsekerheid rondom wat Amerika se volgende stap is in terme van hulle ekonomiese beleid, in terme van hulle politieke beleid. Ek bedoel, jy sien wat met Groenland gebeur het, dat hy Groenland wil hê. So is baie volatiel. Waar dink jy is die rand teen die dollar gewaardeer nou? En hoe ver kan hy nog versterk of dink jy ons gaan nou begin verswak? Jy weet, as jy 5 ouens vra, gaan jy 6 antwoorde kry. Jy weet, party ouens sê die rand is nou reg gewaardeer. Dis 'n regverdige prys. En ek moet saamstem dat die rand was dalk te swak teenoor die dollar gewees. Ek dink hier is 10-1 regverdige vlakke wat ons kan sien, maar daar's soveel goed wat die rand beïnvloed, ons eie politieke omgewing en nog so meer internasionale omgewing. Maar die punt is nou, die rand is nou sterk, as jy gaan kyk waarvan af hy gekom het, en ek dink die rand is 10-1 op 'n regverdige vlak. Nie noodwendig weer eens, soos ek wil sê, nie aan Suid-Afrika te doen nie, maar die rand is nou op 'n goeie plek waar jy nou inteendeel dollars moet koop en ernstig oorweeg. Want die rand teenoor die dollar gee vir jou oor 24 maande, 36 maande periode. Ergens in daai periode gee dit vir jou geleenthede om rande terug te bring of rande uit te vat. Hierdie is die tyd om rande te begin uitvat. Ja, veral met die plaaslike verkiesings voor lê politieke onstabiliteit wat moontlik kan verhoog en weer die rand weer terug kan druk na swakker vlakke toe. Ek wil eintlik by jou hoor ook rakende rentekoerse. Ons is nou voor dit. Wat is jou gevoel? Eerstens, wat is jou gevoel moet gebeur? Wat is jou gevoel gaan gebeur? Dit is altyd vir my wat ek dink gaan gebeur, gebeur gewoonlik, en wat ek dink moet gebeur, gebeur nie noodwendig. So wat ek dink moet gebeur is hulle moet rentekoerse môre sny. Ek weet Amerika het hulle rentekoerse onveranderd gelaat gister. Nou hoekom sê ek so?
Ons is hoofsaaklik 'n invoerderland. Veral as jy gaan kyk na olie en wat ons invoer van ander lande af. En dit beïnvloed ons inflasiesyfer wesenlik. Oliepryse is ook min of meer stabiel en teen hulle het 'n bietjie teruggetrek. Dit gaan vir ons goedkoper wees om in te voer nou met ons rand wat so sterk is teenoor die dollar. So ek kan nie sien dat ons inflasiesyfer noodwendig 'n probleem gaan wees nie. Ons ekonomiese groeisyfer is wel 'n probleem. En dit is hoekom dis 'n uitstekende geleentheid om rentekoerse nou te verlaag vandag. Sonder die risiko om inflasie op te druk, ja. Natuurlik sonder die risiko om inflasie op te druk. Maar my gevoel is wat gaan gebeur is dat hulle teen onveranderd gaan laat. Maar dit maak logies sin om dit te verlaag. En die vooruitskattings van die Reserwebank was ook hulle het ook geen idee gehad dat die rand so sterk gaan wees. Hulle vooruitskattings was meer in die orde van R17, R17.30 gewees. Ek bedoel, is nou onder die R16. So dit is regtig 'n goeie geleentheid om rentekoers te verlaag. Ek hoop regtig hulle sny, want ek dink soos wat jy ook nou sê, ek dink ons geleentheid om te sny, rand wat sterk is, oliepryse wat laag is, inflasietrek wat laag is, voedselpryse wat afgekom het, ons het gesien, mieliepryse is laag, so voedselinflasie is ook laag. So daar's van verskeie faktore af wat inflasie trek, en ons weet die rentekoerse is maar baie sterk gekoppel aan ons inflasievlakke. Ja, maar ek bedoel met 'n laer rentekoers syfer kan die ouens meer geld leen uit hulle kontantvloei oogpunt uit. Maak dit regtig 'n verskil om die land se groei aan die gang te kry. So maar ja, die Reserwebank, gouverneur van die Reserwebank is 'n baie konservatiewe ou. So maar kom ons kyk, dit behoort interessant te wees. Dit sal my nie verbaas as hulle dit verlaag nie. So ons hoop vir die beste. Christian, hoe beïnvloed hierdie jou daaglikse besluite wat jy neem? Sterker rand, laer inflasie, watse raad gee jy dan aan boere veral of aan jou kliënte dan? Hoe het julle so 'n bietjie verander vanaf die rand sterker geword het? Met die rand, en veral as jy gaan kyk na buitelandse beleggings, jy moet proaktief optree. Die dag as die rand na 19 tot 20 toe hardloop, dan is dit amper, dit raak te laat dan om geld uit die land uit te vat. Maar jy moet 'n plan hê, jy moet 'n strategie hê. Die rand is substansieel sterker. Ons het begin sê, vir die rand 17.50 is, ons moet nou begin geld uitvat. Daardeur sê ek jy moet alles op een slag uitvat, maar jy vat dit in sogenaamde weighted cost average uit, wat jy gedeelte uitvat op elke sekere vlak. Wat ek wil weer beklemtoon is uitstekende tyd om geld uit die land uit te vat en in US dollars te kry. Dan kan jy besluit wat om verder met dit te maak. Hoe sê jy dit doen? Kom sê ek het nou my R4 wat ek in my beurs het wat ek graag in dollars wil omsit. Hoe gaan ek dit nou prakties gewys, as ek nou toe kom en ek wil geld uitvat? Ja, wel, eerste van alles, jy weet die ou storie van jou klaring, jy kan jou 1 miljoen 'n jaar uit die land uitvat, wat jy nie voor klaring hoef te kry by die Reserwebank nie. Jy kan tot en met 11 miljoen rand uitvat 'n jaar, waar jy die ander 10 miljoen moet jy voor klaring kry. So dis 'n aansoekproses wat jy doen by die Reserwebank en hulle keer dit goed. Jy moet die kapitaal kan bewys dat jy die geld wat jy wil uitvat, jy weet, jy moet dit kan bewys voor hulle vir jou die klaring gee. En dan het ons 'n vernoot wat ons gebruik om die rande om te swaai na dollars toe. En dan sit in 'n dollarrekening. Dis uit die land uit, jy kan dit laat uitbetaal in enige buitelandse rekening. Okay. Wat in jou eie naam is, maar jy gaan natuurlik baie laer rentekoerse daar kry, ja, daai tipe goed. So dis ook iets wat jy in ag moet neem. Jy gaan definitief laer rentekoerse kry, maar jou uitgangspunt, jy moet 'n uitgangspunt van 10-15 jaar vat. Daar sal nog altyd sekere risiko's in Suid-Afrika wees. So is eintlik maar 'n mate van om jouself te beskerm. Jy weet, as dit sleg gaan met die land en dan wil almal geld in die buiteland hê, maar as dit goed gaan met die land, dan sê hulle nee, ons moet nou eers wag. So jy moet 'n strategie hê. Jy moet net bly by daai strategie. En dan van daar af as dit in dollars is, kan jy dit belê en wat ook al die advies sal wees, hoe om dit te belê, waar om dit te belê, dis 'n gesprek, heeltemal 'n ander gesprek. Christian, goud teen dollar, wat sal jy nou koop? As persoon? Jy weet toe die goudprys op $4,000 was, dink ek, dis nou hopeloos te hoog. En toe kan hy oor die $5,000 toe. So dalk nou weer te hoog. Is dalk nou weer te hoog. Geef my my trane as ek dink aan daai pryse. Ja, ek dink as ek 'n wetenskap moet vat op wat se een en vir my die meer sekerheid gaan gee, waar ek glo ek dalk 'n opbrengs sal kry, sal ek nou dollars koop. Maar nou ja, dis elke ou vir homself, vir sy opinie. Dit is kommerwekkend tot in 'n mate dat die goudprys so substansieel verhoog en markte bly ook hoog. Want tipies met goud is, mense gaan na goud toe want hulle wil beskerm teen hoë inflasie, want hulle wil beskerm teen 'n mark, 'n afwaartse markbeweging. So dis die tyd wat 'n mens baie helder moet dink en nie impulsiewe besluite moet maak nie.
Maar dalk is al hierdie ouens wat goud te beweeg het, is hulle nie bekommerd dat hierdie markte, die aandeelmarkte dalk nou vinnig kan begin draai. Verseker, ek bedoel die tendens dui daarop. Alles dui daarop dat markte oorwaardeer is en jy kan net na die goud prys gaan kyk hoe dit gegroei het. Ek bedoel daar's uiteraard 'n vraag na hierdie kommoditeit. So eers is iemand op hulle senuwees. Jy gaan dit nooit regkry om te sê, jy weet, wanneer markte gaan val, wanneer markte opgaan nie. Maar as jy gaan kyk na die syfers en jy gaan kyk na inflasie en jy gaan kyk na rentekoerse, voel dit asof daar iets broei. Ja, dit maak dit vir ons seker en dan moet jy nou half die situasie in ag neem van as daar nou regtig 'n oorlog uitbreek en met al hierdie tension amper, die konflik wat ons nou wêreldwyd sien, waar is jy dan die veiligste? Maar weer eens, dis so what if scenario's die hele tyd. So ja, dit maak dit baie moeilik. Ek kan vir nog 3 dae met jou sit en gesels en bespiegel hieroor, maar baie dankie vir jou tyd vandag, Christian. Baie insiggewend gewees om met jou altyd te gesels. Ja, en maak seker om volgende week weer in te skakel, dan gesels ons verder oor wat en hoe jy jou risiko's beter kan bestuur. Maar baie dankie vir jou tyd. Dankie Johnny.